Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Laat ons bietjie saam kuier en 'n bietjie inspirasie vir die week wat voorlê. Julle weet mos nou al teen die tyd, ons is 'n bediening, genesing uit die hart. Ons is verskeie beraders, intercessors landwyd. As jy voel dat jy graag ook jou roeping wil uitleef, moet jy kontak maak en betrokke raak by ons Bybelstudies en kursusse. Ons gaan die 3 Maart afskop met ons splinternuwe kursus innerlike genesing vlak 1 en 2. So hou gerus die advertensies top en klik op die link en beland op die regte groepie. En kom en groei saam met ons hierdie jaar. Enigeen is welkom, kom nes jy is. So julle, ek wil bietjie met julle gesels vandag oor geloof. Ons het 'n werkswinkel gehad wat gegaan het oor boustene van geloof. So gaan net so bietjie daarin raak, laat hulle wat uitgemis het net kan weet waaroor dit gegaan het. So my naam is Veronica Loots, ons is van Pongola af en dit is landwyd. Maak nie saak of jy in die Kaap is of waar nie, jy kan uit die gemak van jou eie huis deel wees van ons werkswinkels en ons Bybelstudiegroepe. So geloof is nie iets wat van self groei nie. Mens moet hard werk. Dit word gebou, gevoed en versterk, soos 'n huis wat laag vir laag opgebou word. Wanneer 'n gelowige verstaan wat 'n boustene nodig is om 'n volwasse, standvastige geloof te vorm, kan hulle doelgerig saamwerk met die Heilige Gees om 'n lewe van sekerheid, vertroue en volharding te ontwikkel. Onthou julle, ons het nie te lank terug bietjie gesels oor die volharding nie. Soos jy dit uitgemis het, s'ek jammer, maar dit is baie belangrik dat ons weet waaroor volharding gaan. Ons moet daai lewe van sekerheid, vertroue en volharding te ontwikkel. Ons moet leer hoe om dit te ontwikkel. Hierdie werkswinkel neem jou deur 8 basiese boustene wat die Bybel uitlig as noodsaaklik vir geestelike groei. God se woord, vertroue in God se karakter, gebed en gehoorsaamheid. So mense, dis werkwoorde wat ons moet toepas. Geloofsgemeenskap, herinnering aan God se getrouheid, geloof in die onsigbare van hoop. Elke afdeling help jou om te verstaan, te verdiep, wat geloof te versterk en praktiese maniere te ontdek om jou geloofsreis elke dag te leef. So ons gaan vir jou bietjie inspirasie gee en tips hoe om dit reg te kry, want van ons gee tog so gou moed op. En ons is juis hier om jou te bemoedig, om daai hoop te hê vir 2026. Dit is so belangrik, God se woord, die fondasie van geloof. Dit kry jy in die skrifte van Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit moet lig wees in jou pad, nie swaar nie. God se woord is die eerste en die belangrikste bousteen van geloof. Dit is die fundament waarop alle ander geestelike groei rus. Wanneer ons die woord lees, hoor ons, oordink en leer ons wie God is, wat hy beloof en hoe hy in die wêreld werk. Geloof ontstaan nie net uit emosies en ervarings nie, maar uit die waarheid van God se openbarings. Die skrif help ons om reg te dink, reg te sien en reg te lewe. Dit bring stabiliteit wanneer omstandighede onseker is en dit skep lig wanneer ons rigting soek. Baie Christene ervaar geestelike droogtes omdat hulle nie gereeld in die woord wortel skiet nie. Mense, ons moet delf in die woord, ons moet ons woord ken. Die woord moet ons voed, die siel bring troos.
korrigeer rigtingsfoute en versterk vertroue in God se karakter. Dit is ook deur die woord dat die Heilige Gees tot ons spreek, ons versterk en ons geloof wakker hou wanneer jy die woord internaliseer. Word dit deel van jou. Denke, jou reaksie en jou moeilike tye. Dit vorm jou waardes, jou identiteit en jou begrip van God. Sonder 'n diep verhouding met die skrif sal geloof altyd wankelrig bly. Maar wanneer die woord jou daaglikse brood word, groei jou geloof natuurlik en gesond. Kom ons kyk 'n bietjie. Wie wil bietjie saamgesels? Sit sommer daar in die kommentare. Hoe gereeld neem ek tyd om die woord intensief te lees en te oordink? Hoe gereeld doen jy dit? Watse verse het my geloof die sterkste gevorm in die afgelope seisoen? So, skryf vir ons bietjie skrif daar in die kommentaar. Wat bou jou die meeste? Kies een Bybelboek, byvoorbeeld Johannes, en lees elke dag 'n kort gedeelte. Skryf neer wat God vir jou uitlig en hoe dit jou geloof versterk. Dit is so belangrik dat ons moet boekhou wat ons lees en terug te kan kyk, wat het jou gestig, en leer om te bid. Here, maak u woord lewend in my hart, leer my om u stem duidelik te hoor en my geloof op die waarheid te bou. So moet ons leer bid. Vertroue in God se karakter, want ons streef na God se karakter en dis nie maklik nie. Psalm 9 vers 10, hulle wat op u naam vertrou, u verlaat hulle nooit. Numeri 23 vers 19, God is geen man dat hy sou lieg nie. Sou hy spreek en dit nie doen nie? God is 'n man van sy woord. Geloof word diep gewortel wanneer ons God se karakter leer ken. Geloof is nie 'n blinde positiewe denke of 'n hoopvolle wens nie. Dis 'n vaste vertroue in die een wat nooit vertrou of verander nie. God verander nooit. Wanneer hy breek nooit daai vertroue nie. Wanneer ons weet, God is liefdevol, getrou, almagtig en goed, kan ons hom vertrou in seisoene van onsekerheid. Baie van ons worstel met geloof, omdat ons worstel om God se karakter te sien te midde van pyn of teleurstelling. Die Bybel roep ons om God te ken deur sy karakter, nie deur ons omstandighede nie. Wanneer jy weet, God jok nie, faal nie en vergeet nie, word jou geloof diep en veilig. Vertroue groei deur ervarings, wanneer jy sien hoe God jou dra, versorg en red. Dit groei ook deur aanbidding en die woord waar God homself openbaar. Hoe meer jy God se hart ken, hoe makliker word geloof. Soms vra God dat ons hom vertrou in dinge wat ons nie verstaan nie, maar sy karakter is onvervanklik. Vertroue beteken om jou gewig op God te plaas en jou selfvertroue te ruil vir God se vertroue. Wanneer jy jou hart anker in wie hy is, word jou geloof 'n rots in 'n storm. Hoe beïnvloed my verstaan van God se karakter my reaksie in moeilike tye? Skryf daar in die kommentaar, hoe beïnvloed my verstaan van God se karakter my reaksie in moeilike tye? Watter eienskap van God bring my die meeste vrede? So, neem deel. Julle het nie uitgemis nie, nou kan julle bietjie saam speel.
Skryf 5 eienskappe van God neer en verklaar dit hardop in gebed oor jou dag. Leer om te bid. Here, leer my om u karakter te ken en op u goedheid te vertrou. Anker my hart in wie u is. Amen. So ek wil graag net vir julle 'n bietjie van ons werkswinkel gee wat julle uitgemis het, sodat julle volgende keer betyds kan inskryf. Gebed, die verhouding, bousteen. Gebed is so belangrik. Filippense 4:6-7, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking aan God bekend word. 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Gebed is die lewensasem van 'n gelowige. Dit is nie 'n godsdienstige plig nie, maar 'n liefdesverhouding. Wanneer ons bid, kom ons met openheid, eerlikheid, afhanklikheid na ons Vader. Ons bid, kom ons met daai eerlikheid en afhanklikheid na ons Vader toe in jou binnekamer. Gebed by jou geloof, omdat dit ons herinner dat ons nie alleen is nie, dat God werklik teenwoordig en betrokke is. Baie gelowiges ervaar geloofskrisisse wanneer gebed ophou, want sonder gesprek is daar geen verhouding nie. Kyk in jou lewe saam met jou lewensmaat, as jy nie met hom gesels en kommunikeer nie, is dit nie meer 'n verhouding nie. So verwag God ook van ons om met hom te kommunikeer. Gebed verander nie net omstandighede nie, dit verander die mens wat bid. Dit verander jou. Dit bring vrede, dit bring rigting, wysheid en krag. Dit verskuif ons fokus van ons vrese na God se getrouheid. Gebed is ook die plek waar ons laste neerlê en God se perspektief ontvang. Dit help ons om God se wil bo ons eie te kies. Gereelde gesprekke met hom bou 'n innerlike sekerheid wat nie afhang van emosies of situasies nie. Gebed is 'n bousteen wat alles saambring. Wanneer jy bid oor die woord, vertrou jy God se karakter. Wanneer jy bid sonder ophou, word gehoorsaamheid makliker. Wanneer jy saam met ander bid, word gemeenskap sterker. Gebed is die hartklop van geloof. So dis deel van die boustene van geloof. Hoe lyk my huidige gebedsroetine? Bid jy gereeld of is jy te besig? In watter area van my lewe het ek nodig om God weer te vertrou? Waar dink jy, moet jy God meer vertrou? Skryf in die kommentaar, neem deel, sodat jy net kan voel, hoe is dit om bietjie deel te neem? Volgende keer skryf jy in vir die werkswinkel. Kom besoek ons fisies by die venue of join ons op Teams. Gaan en doen 'n praktiese aksie. Stel 'n 7 dae gebedsroetine op, elke dag 10 minute waar jy praat en luister. Leer om te bid. Vader, trek my nader in gebed. Leer my om u stem te herken en my hart oop te hou vir u leiding. Amen. Gehoorsaamheid, geloof in aksie. Jakobus 2:17. So is geloof ook. As dit nie werke het nie, is dit dood. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Gehoorsaamheid is die boustene van geloof, sigbaar en prakties, maar ware geloof bly nie net in die hart nie. Dit wys in dade, besluite en optrede. Wanneer ons gehoorsaam is, kies ons om te leef volgens God se weë, selfs wanneer dit teen ons gevoelens of begeertes ingaan. Gehoorsaamheid is nie wettisme nie, dit is liefde en bewegings.
Dis 'n werkwoord. Dit is hoe ons vertroue in God se wysheid uitleef. Baie gelowiges beleef geestelike stagnasie omdat hulle kennis sonder gehoorsaamheid het. Maar geestelike groei gebeur wanneer die woord in aksie omskep word. Elke klein daad van gehoorsaamheid bou jou geloofspiere en voed jou vertroue op in God. Gehoorsaamheid bring ook seën, nie altyd in die vorm van omstandighede nie, maar in innerlike vrede, helderheid en nabyheid aan hom. Soms vra God eenvoudige gehoorsaamheid, soos vergifnis, stilte en liefde. Soms vra hy groter spronge, soos om jou vrees te oorkom, of 'n besluit te maak wat geloof verg. Elke keer as jy gehoorsaam is, beweeg jy nader aan God se hart. Gehoorsaamheid is geloof wat prakties word. In watter gebied van my lewe sukkel ek die meeste met gehoorsaamheid? Wat gebeur met my geloof wanneer ek wel ongehoorsaam is? Dis 'n baie belangrike vraag, so ek kan gerus daar in die kommentaar vir ons sê, dit sal baie interessant wees vir ons almal om te sien. Kies een gebied waar jy weet God vra gehoorsaamheid. Doen vandag 'n klein stappie. Leer om te bid, Here Jesus, gee my die krag om U gehoorsaam, selfs wanneer dit ongemaklik voel. Lei my om te leef volgens U wil. So moet ons leer bid. Mense, gebed en delf in die woord is baie belangrik om deel te neem aan die boustene van geloof. Is gebed een van jou grootste werk wat ons moet doen. Dit moet eintlik spontaan wees. Geloofsgemeenskap, saam is ons sterker. Dis hoekom dit belangrik is dat ons ook gemeenskap groepies het, soos wat ons het. Jou innerlike genesingsplatforms waar jy net kan Bybelstudie kry, saam delf in die woord, saam lees in die woord. Dit is so belangrik, geloofgemeenskap. Dit maak jou sterker, want ons is nie gemaak om alleen te sukkel nie. Hebreërs 10:24 en 25, moenie die samekomste van die gemeente nalaat nie, bemoedig mekaar. So moenie alleen sukkel nie, raak betrokke. Prediker 4:9-10, 2 is beter as 1. As een val, kan die ander hom optel. So mense, dis hoekom dit belangrik is dat ons saam staan as een liggaam, laat dit kan funksioneer. Ons moet net toelaat dat Heilige Gees die kop is en die verstand. En elke liggaam moet funksioneer. Jy is die bidder, jy is die intercessor, jy is die spreker, jy is die predikant. Elke een het 'n funksie. Alleen kan jy nie. God het ons nie gemaak om alleen die geloofslewe te leef nie. Gemeenskap is 'n bousteen van God gebruik om ons te vorm, te beskerm en te herstel, want wie gaan jou rug toe bid as jy dit alleen aanpak? Wanneer ons saam met ander gelowiges aanbid, dien, leer en bid, ervaar ons die liggaam van Christus prakties. Gemeenskap bied bemoediging wanneer ons swak voel, wysheid wanneer ons besluiteloos is en liefde wanneer ons seer kry. Baie mense trek terug wanneer hulle worstel, maar dit is juis dan wanneer geloofsgemeenskap noodsaaklik is. Ons groei vinniger en gesonder wanneer ons deel is van 'n gemeenskap wat ons dra. Ander sien dinge wat ons nie raak sien nie, hulle is diep. Hulle help ons om te volhard, om reg te dink, om te verval in leuns of selfstandigheid. Gemeenskap beteken ook dat ons ander dra, ons word deel van hulle geloofsboustene.
Dit is so belangrik, mense. Kom ons vat hande. Ons vergewe en ons staan saam. Gemeenskap beteken ook dat ons ander dra. Ons word deel van hulle geloofsboustene. Die vroeë kerke het gegroei, omdat hulle saam geleef het, gepreek, gedeel, gebid en geloof gebou. Gemeenskap beteken nie perfeksie nie, dit beteken saam groei. Wanneer jy jouself in 'n geloofsgemeenskap plant, bou God jou geloof deur ander. So ons het mekaar nodig. Moenie dat die vyand jou aftrek nie. Waak daarteen. Wie is die mense wat die meeste bydra tot my geloofsgroei? So, wat sou jou antwoord wees daarop? Hoe kan ek aktiewer deel wees van 'n geloofsgemeenskap? Gaan dink bietjie, hoe kan jy meer aktief wees aan 'n geloofsgemeenskap? Sluit by 'n selgroepie aan, Bybelstudiegroepe of 1-tot-1 disippelskap gesprek. Gaan vir berading, praat jou hart uit. Neem deel aan Bybelstudiegroepe, join die links, raak betrokke. Ons is elke Dinsdag aand besig met innerlike genesingskursusse. Ons het Dinsdagoggende tussen 10 en 11 Bybelstudie. Jaweh se gebed. En ons het verskeie platforms. Vra net en ons sal vir julle sê. Leer om te bid. Here, dankie vir mense wat saam met my stap. Help my om 'n bron van bemoediging en liefde te wees. Dis hoe ons moet leer bid. Bid is belangrik, dit is deel van jou boustene van geloof. Herinnering aan God se getrouheid. Psalm 77:11-12. Ek sal dink aan die dade van die Here, ek sal oor u werke nadink. Klaagliedere 3 vers 22-23, sy barmhartigheid is elke môre nuut, groot is u trou. Is dit nie wonderlik nie? Een van die sterkste boustene van geloof is om gereeld terug te kyk en te vertrou wat God reeds gedoen het. Wanneer ons vergeet van ons, word ons maklik bang, ons word onseker en oorweldig. Maar wanneer ons onthou van God se genade, word ons geloof weer sterk. Die Bybel leer ons om te bou op herinneringe. Israel het altare gebou, psalms geskryf en feeste gevier, sodat hulle nooit God se getrouheid vergeet nie. Herinneringe is 'n geestelike praktyk. Dit hou ons nederig, dankbaar en gefokus. Wanneer jy ontrou is aan God, dis wanneer daai teëspoed so inkom. So wanneer jy onthou hoe God gered is, voorsien, genees of gelei het, kry jy geloof vir die seisoen waarin jy nou is. Jou hart word 'n anker in sy konstante liefde, getrouheid word sigbaar in groot en klein dingetjies. Beskerming, troos, wysheid, deure wat oopgaan en deure wat toe bly. Jou eie getuienis word 'n bousteen vir ander ook. Wanneer jy jou stories deel, help dit mense se geloof groei. Herinneringe bring rus. Want dieselfde God wat gister getrou was, sal môre ook getrou wees. Watter oomblikke van God se getrouheid moet ek weer in my hart ophaal? Skryf daar in die kommentaar. Hoe kan ek my getuienis met ander deel? Dit is so belangrik. Ons begin elke aand Dinsdae met 'n getuienis, dat mense net die Here se naam kan groot maak. As ons gebid het en na deurbrake gekom, onthou, dit toon dankbaarheid as jy kan getuig. So hoe kan ek my getuies met ander deel? Begin 'n getrouheidsboekie. Skryf elke week minstens een ding neer wat God vir jou gedoen het. Here, herinner my daagliks aan die getrouheid. Here,
help my om te leef vanuit dankbaarheid en vertroue. Here, help my, leer my om U te vertrou in die dae wanneer die storms daar inkom. So moet ons leer bid. Geloof in die onsigbare. Geloof. Hebreërs 11 vers 1 is altyd vir my so vertroostend. Geloof, dan is die sekerheid van die dinge wat ons hoop. Die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So jy moet glo, jy gaan daai werk kry waarvoor jy bid. Sien jouself klaar in daai beroep en dit gaan kom. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Baie belangrik, geloof in die onsigbare is een van die diepste en mees uitdagendste boustene vir die Christelike lewe. Dit vra dat ons op God se realiteit vertrou, selfs wanneer ons situasies of emosies iets anders sê. Want daai emosie kom altyd in. Die wêreld leer ons om te glo wat ons kan sien, voel, meet en bewys, maar God nooi ons om te leef, om voluit te lewe. Sy waarheid nie ons sig nie. Leef in die onsigbare betekenis om die vertroue wat God werk, selfs al kan jy dit nog nie sien nie. Dat sy planne goed is, selfs wanneer jou omstandighede donker voel. Dat sy woord waar is, selfs wanneer jou hart twyfel. Hierdie tipe geloof maak jou standvastig. Want dit anker jou nie in jou omstandighede nie, maar in God self. Dit is die geloof wat Abraham laat wag het, Moses laat volhard het, Daniel laat vasstaan het en Jesus se disippels laat groei het. Wanneer jy leer om te sien met geloofsoë, begin jy God se hand raak sien in dinge wat voorheen betekenloos of toevallig gelyk het. Geloof is die onsigbare bou, geestelike volwassenheid. Dit maak jou stabiel, nederig en vol vertroue. En terwyl jy leer om te vertrou op wat jy nie sien nie, vorm God jou karakter en bring hy jou nader aan sy hart. Watter gebied in my lewe vra tans vir geloof en dit wat ek nie kan sien nie? Wat sou jy sê? Hoe reageer ek wanneer God stil lyk of dinge stadig gebeur? Hoe reageer jy as jy gebid het en jy kry nie jou deurbraak en jy voel of jy teen die dak vasbyt? Wat doen jy? Hoe hanteer jy dit? Skryf die beloftes van God neer en spreek dit elke dag hardop oor die situasie waar jy geloof nodig het. Skryf dit neer, bid dit in, herinner die Here aan sy beloftes. Here, leer my om U te vertrou, al sien ek nog nie die uitkoms nie. Gee my die geloof om te wandel volgens die waarheid en nie my oë nie. Amen. So die anker van my siel, Hebreërs 6 vers 19, hierdie hoop wat ons het, is 'n anker vir die siel, vas en verseker. Romeine 15 vers 13, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede in die geloof. Hoop is nie 'n vaste wens of 'n optimistiese gevoel nie, dit is 'n stewige Bybelse versekerheid dat God goed is, dat hy getrou is en dat die toekoms in sy hande vasstaan. Hoop is 'n geestelike bousteen wat jou beskerm teen wanhoop, moedeloosheid en 'n gevoel van verlating. Wanneer alles om jou verander, hou hoop jou vas aan God se karakter en beloftes. Die Bybel beskryf hoop as 'n anker omdat dit jou stabiliseer in storms.
Hoop kyk nie net vorentoe nie. Dit herinner jou ook aan God se dade in die verlede. Hoop is getrou op die kruis, versterk deur die omstandighede en verseël deur die Heilige Gees. Wanneer jy hoop verloor, verloor jy visie. Wanneer jy hoop herwin, begin jou geloof weer asemhaal. Net bietjie asemhaal. Hoop laat jou opstaan, weer probeer, weer glo, weer verwag. Die vyand se strategie is om jou hoop te steel. Want sonder hoop verswak geloof, maar God se strategie is om hoop te plant deur sy woord, sy gees en sy mense. Hoop is krag. Dit lig jou kop, verhelder jou hart en vul jou met vrede, goddelike vrede. Wanneer jy leer om in hoop te leef, kyk jy nie net na wat is nie, maar na wat God nog gaan doen vir jou. Waar het ek my hoop verloor? En wat sê God daarvan? Wat 'n belofte van God versterk my hoop die meeste? Wat 'n belofte van God versterk jou. Begin elke dag deur een dag neer te skryf waarvoor jy hoop. En dan een belofte wat daardie hoop dra. God van hoop, vul my meer met die vrede en vertroue. Anker my siel in u getrouheid en herstel elke plek waar my hoop verswak het. Mense, dit is so belangrik dat ons net kan hoop, hou, geloof. Bou my geloof, Here. Bou my geloof, Here, steen vir steen. U woord my fondasie, sterk en waar. Hou my hart nederig en dankbaar. Leer my vertrou op u liefde so groot. U hand dra my veilig wanneer storms my hart laat beef. U karakter hou my vas. Ek sal na u belofte streef. Gebed, gehoorsaam, gemeenskap en hoop. Bou my Here, steen vir steen, maak my hart 'n huis van geloof alleen. Laat my gehoorsaam in u paaie stap. Sonder die woord sou my lig vervaag. Maar u belofte is waarin my hart behaag. Herinner my, Heer, aan alles wat u doen. Loof in die onsigbare. Laat my sien, uit geloof sal my hart u altyd weer dien. Gebed, gehoorsaamheid, gemeenskap en hoop. Bou my, Here, steen vir steen. Maak my hart 'n huis van geloof alleen. Hoop is die anker van my siel en hart. U woord is my lig, u stem my lied. In elke seisoen sal u wil geskied. Gebed, gehoorsaamheid, gemeenskap en hoop. Bou my, Here, steen vir steen. Maak my hart 'n huis van geloof alleen. So moet ons daagliks hunker na God. Boustene van geloof. So ja, ek wou net hierdie met julle deel, die van julle wat ons funksie uitgemis het, sodat julle net weet waaroor dit gegaan het. So wees geseënd en raak betrokke, kyk uit vir die advertensies, join die links en word net beter en nie bitter nie en hou vas aan julle geloof.